Goeiedag almal, dis nou maar net eenmal so. Almal van ons bevind onsself soms op verkeerde plekke in die lewe. Verkeerde plekke ten opsigte van ons geesmens, ons gedagtes, ons persepsies, ons emosies, ons geloof, ons verwagting, dinge wat ons sê en dinge wat ons doen, ons reaksie op dinge. En ons het gister gesels oor een van hierdie verkeerde plekke, onder die boom van moedeloosheid. Kom ons gesels vandag oor nog een baie belangrike verkeerde plek waar ons onsself kan bevind. Die tronk van twyfel. Johannes die Doper was 'n dapper man. Hy het gekom om 'n kragtige evangelie te verkondig en skares het na hom gaan luister. Maar hy word in hegtenis geneem en in 'n tronk gegooi en daar begin twyfel aan sy siel knibbel. En hy begin wonder, is hierdie man werklik die Christus wat sou kom? Of moet ons iemand anders verwag? Was jy al ooit vasgevang in 'n tronk van twyfel? Dalk het jy ook begin wonder, is alles in die Bybel waar? Is die Bybel werklik die woord van God? Is ek werklik gered? Help dit my om te bid? Weet die Here van my probleme? Wil hy my regtig help en sal hy my help? Hoor die Here ooit wanneer ek met hom praat? Is die lewe regtig die moeite werd? Jy weet, twyfel verniel jou vrede, dit vernietig jou vrede, dit vernietig jou vreugde en dit demp jou ywer. Dis nie net noodsaaklik om by die tronk van twyfel te kom nie, jy moet die tronk heeltemal vernietig. Twyfel is vrees wat ons genereer op grond van ons siening van onsself en ook die wêreld om ons, dinge wat om ons gebeur. Twyfel is 'n gevaarlike vyand wat ons moet oorwin deur ons perspektief van dinge om ons te verander. Maar weet jy wat, kyk net wat gebeur met Petrus toe hy begin twyfel het, Matteus 14 vers 28. En Petrus antwoord Jesus en hy sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom, en kyk wat gebeur. Die Here daag hom uit om die onmoontlike te doen, vers 29 tot 31. En Jesus sê vir hom, kom! Petrus klim toe van die skuit af en hy loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my! En Jesus het dadelik hom gegryp en vir hom gesê, kleingelowige, waarom het jy getwyfel? Ag, ek verseker jou, die Here is bewus van jou omstandighede en hy weet van al jou twyfels in jou lewe. Dit is die rede hoekom hy baie beloftes van hoop en vertroue in sy woord aan ons gee. Ons hemelse Vader wil hê jy moet rus in die wete dat hy daar is vir jou en dat jy niks het om oor te twyfel nie. Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou en ek help jou. Ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Hier is nie die wil van die Here dat ons opgesluit moet wees in tronke van twyfel nie. Hy wil hê ons moet na hom gaan met al ons bekommernisse, met al ons sorge en ook ons twyfels. Jesus roep vandag uit en hy sê vir jou en my in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Satan probeer gedurig om ons te beroof van liefde, van hulp en vertroosting wat net die Here aan ons kan gee. Dit is waarom die Here wil hê, ons moet hom aanroep in tye van twyfel. Psalm 8:32 vers 8 sê die volgende, ek wil jou onderrig en ek wil jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee en my oog sal op jou wees. Is dit nie wonderlik nie? En iemand het baie lank terug gesê, moenie in tye van twyfel dit gaan opgrawe wat jy in tye van geloof geplant het. Die Here, help ons om ons geloof te vestig in U, selfs wanneer twyfel aan die deur klop. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.